Geliefdes, hartlik goeiemôre en baie welkom by hierdie kort oordeenking so op Moedersdag, Sondag die 11de Mei. Ek gaan vanmôre vir ons hier tydens die oordeenking en ook later in die erediens twee gedeeltes voorlees wat ek op die internet raak geloop het en wat so van toepassing is op hierdie besondere Sondag. Ek begin dan met die eerste ene wat genoem word 'n ode aan 'n ma. En ek het dit gevind op die Afrikaanse Onderwyse Netwerk op die webblad. Hierdie ode aan 'n ma is geskoei op die baie bekende 1 Korintiërs 13. En jy sal dit sommer dadelik aan agterkom soos wat die voorlesing voortgaan. Al sou ek die mooiste huis hê en die smaaklikste etes voorberei, maar ek doen dit nie met liefde nie, dan is ek so waardeloos soos 'n leë kastrol of 'n stikkende eierklitser. Al is ek die beestigste ma op die skoolraad en koop vir my kinders die duurste sporttoerusting, maar ek het nie tyd om hulle langs die sportveld aan te moedig nie, sal ek niks daardeur baat nie. Al koop ek 'n kamer vol opvoedkundige speelgoed en betaal sakke vol geld vir ekstra klasse, maar ek sit nie by my kind self en speel of worstel met sy skoolwerk saam nie, is ek nie 'n ware moeder nie. 'n Liefdevolle ma is geduldig. Sy tel maar die klere en die speelgoed op. Sy is lankmoedig en vriendelik. Sy laai haar motor vol kletsende skoolkinders. Sy vergelyk nie haar kinders met ander nie en is nie verwaand oor hulle prestasies nie. Sy bedek alle skrape met liefde en 'n pleister. Glo in haar kinders. Hoop net die beste en verdra al die klaarry en die kritiek. 'n Opregte drukkie en intieme gesprek bly lank in 'n kinderhart. Maar gestrykte wasgoed word weer vuil. 'n Netjiese huis word deur mekaar. Maar eendag as die volmaakte gekom het, sal jou huis tot niet gaan en jou kinders se siele ondersoek word. Toe ek jonk was ek gesteld op my voorkoms en besittings. Maar nou dat ek 'n ma is, het my kinders se versorging belangriker geword. Nou kyk ons nog vas teen opstandige tienergesigte, maar eendag, as hulle groot is, sal ons die vrugte maai van die liefde wat ons in hulle gesaai het. En nou bly aandag, liefde en geduld oor, maar die waardevolste hiervan is 'n liefdevolle moeder. As jy en ek so na hierdie pragtige voorlesing luister, dan dink ek dan kom daar herinneringe in ons op van hoe dat ons moeders op so baie wyse werklik 'n ma was, soos 1 Korinte 13 en soos dit vanmôre hier voorgehou is. Maar ek wil dan sluit met die woorde van 'n lied of 'n gebed. Ons doen dit vanmôre in die vorm van 'n gebed. Ons dank U, Heer, vir moeders deur U aan ons gegee. Ons dank U vir die liefde waarmee U hul beklee. Laat ons sal altyd lief hê, soos wat U woord ons leer. Laat ons sal nooit vergeet nie, maar daagliks en oral eer. Hulle het in hierdie wêreld 'n allergrootste taak. Hul moet op U bevele hul kinders teer bewaak. Skenk hulle die wysheid, Here, soos U alleen kan gee, dat hulle hul plig kan nakom en U, hul God, daarmee tevree. Sou jy belangstel om een van hierdie of beide hierdie gedeeltes
per WhatsApp te ontvang, is jy welkom om net vir my 'n WhatsApp te stuur by 084 450 1473. 084 450 1473. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie vir hierdie dag wat ons in die besonder fokus op die moeders wat U vir ons gegee het en die moeders wat so baie van ons susters in die gemeente en in die wêreld is. Seën elkeen van hulle en dankie vir mooi herinneringe wat ons kan beleef wat reeds ons moeders aan die dood moes afstaan. Amen.